Dis my smeking, dis my pleitooi uit Jesus naam. My Jesus. Ons skriflesing van vanaand as in Matteus 28 versie 6. Prys die Here. Groet aan ons ambassadeurs van die Here. Ek erken julle. Die kabinet van die kerk is wonderbaarlik gegroet. Orkes hier achter my met die sangeres is gegroet, selfs die heilige atmosfeer. Versie 6. Hy is nie hier nie. Want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Ek wil hierdie gedeelte weer lees. Daar is die plek waar hy gelê het. Kom ons gee die Here prys. Lukas 15 versie 18 versie 19, sorry. Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners. En hy het sonder my vrymens na sy Pa toe teruggegaan. Kom ons gee die Here prys. Sê die persoon so langs u, ek het opgestaan. Sê met bedoeling, ek het opgestaan. Nou hier gebeur iets. Hy sê, Here, hy het my gebring tot hier. Maar hier staan die engel by die graf. Hy sê, kom, bietjie nader, kom kyk. Hy sê vir hulle, kom bietjie nader, kom kyk julle. Hy het hier gelê. Ons het hom hier gebegrawe. En ons staan er nie op. Want die Here sê, kom nader. Hulle staan daar, maar bishop. Hulle weet nie wat is bezig om te gebeur. Maar hy sê, kom nader. Hulle het hom begrawe. Maar sê, kom nader. Want ek het opgestaan. Hulle vra, waarom soek hulle die lewende by die dooies? Die kan gesterf word, maar die Here die opgewek het. Jesus, ek verstaan nou man, hoekom hierdie veld toch moest teruggeskryf was. Want die Here wil in die regte tyd kom. Ons is geestelik begrawe. Ons is geestelik begrawe. Maar ek wil jou gees wakker maak. Die vrouwe, hulle maak hulle klaar om te gaan kyk. En terwyl hulle op pad is, rememoreer hulle met mekaar
Hy sal beland. Dis steen wegrol. Sê nou vyand, vyand, my steen as weggerol. Lazarus, leer die graf. Hy is dood. Maar dit die roepstem. Hoor, 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 hoor. Jou opstanding is hier. Hoor, jou opstanding is hier. Hoor, jou kleerblak is hier. Hoor. Ek sit en ek bemoeieer met myself deur die loop van die dag. Ek vra Here, hoe sê U wat moet ek aan die volk sê? Ek sê my seun, ek sal self in 'n heilige atmosfeer van jou bedien. Hy laat jou gebreek. Hy laat jou gedra. Tot aan jou graf. Maar hier is die Here. Hy bly die Here. Hy sê, hey, roep, yes, Here. Kille, tot vanavond toe. Omstandighede, as daar tot vanavond toe. Dat die David, wat in Kimberley kom, wat jou sê, daar is oorwinning nie. Maar dat die Here, wat sê, daar is oorwinning in jou strijd. Wieso? Die verloren seun, hy staat daar. Hy sê, Vader, ek is nie meer werd om die seun genoem te word. Vanavond wil ek jou sê, man, geen sonde is te groot, dat die Here dat die kan vat nie. Alles jou geloof vanavond, so klein wat ek. Kom nou, man, als jou geloof, so klein, soos een motorsak, weet dat die Here, van andere omstandighede, weet dat die Here. Ek gevaar. Activeer net jou geloof. Yes. Die verloren seun het sy rykdom gevat. Hy het in die wêreld gegaan. Hy het gaan vernietig. Ja, David, ek is jonk. Ek leef in die wêreld. Dis alright. Maar vanavond wil ek jou sê, daar sal 'n tyd uit jou lewe aanbreek, waar vriende wegstap, waar familie hulle se regte draai, dat sit jy in die hok, dat dit die Here, as ek maar net geluister het, na my mama se dier, waarop woorde, maar hier het die gedagte, die verloren seun sê, ek sal dadelijk opstaan. Staan op! Uit jou omstandighede. Staan op! Uit jou verdrukking. Die Vader kon hom verstoot het. Die Vader kon hom reggedraai het. Maar die woord sê elke môre, dan staan en kyk hy, wanneer kom my seun? Elke môre, dan staan hy, dan sal hy kyk hy, wanneer staan my seun aan die wêreld op? Hy staan daar, hy sê my seun, staan op! Here, Jesus, Jesus.
Wat die gebed hier, laat hy kan opstaan. Is dit die man? Wat dan belaats lê? Is hy neem op? Jou bed. En loop. Kijk net so die atmosfeer, man. Dan sien jy hoe staan jy op. Uit jou omstandigheid. Kijk net so 'n bietjie die atmosfeer. Hoe staan ek op? As 'n oorwinnaar. Neem op jou bed en loop. Hulle sal wonder, omdat hy van elke môre daar by die pad gaan sit. Hulle sal wonder, omdat hy van die mense afgegryp het, maar die woord van die Here sê, neem op. Neem jou bed op. Neem jou bed op. Die geheim van die bed is, hulle wonder nog elke keer, sal hy weer daar gaan lê. Die geheim van die bed is, sal ons hom weer kry, waar ons hom gelos het. Maar die lied bemoedig my ons is nie waar ons was nie. Maar ons is ook nie. Kom nou kerk. Maar ons is ook nie waar ons nou wil wees nie. Traver van Marina man. Toe hulle geboorte gee. Toe sê Here, Here. Kom nou orkes. Kom nou orkes. Dankie orkes. Jy moet getrek word tot jou deurbreek. Jy moet getrek word tot jou opstanding. Iemand wat in die reisstoel sit, moet gestoot word tot hy regkom. Iemand wat met kerke loop, het 'n stoel nodig om op te staan. En hier sit ek vanaand aan my omstandighede. Ek wonder nog steeds, wie sal my kom ophelp? Ek wonder nog steeds, sal hulle my aanhou praat? Ek wonder nog steeds, hey man, wat kan die toekoms? Wat kan die waarom? Waarom? Geen twijfel. Geen twijfel. Te lang. Geen twijfel. Te lang vannacht. Die woord van die Here vra dood. Waar is jou ander? Jy het gesterwe. Maar hier is die woord wat sê, Wagter, ek het opgestaan. Hulle maak hier die fout. Hulle plaas 'n wagter by sy graf. Kyk toch, as maar Bishop opstaan. Kyk toch, as David opstaan. Maar hier gebeur iets. Aan die 12de uur, toe almal dink, ek is daar, toe gebeur daar iets. En die stilte oomblik man, toe gebeur daar iets. Vra maar op wat 'n vrou, wat op die knieën val, 12 uur, as almal slaap, dan sal sy in die huis, dan sê Here. Vat geloof in jou eie hande. Die duiwel sal jou altyd beroof. Vir solank jy nog sal staan en wonder, maar hoekom kom die dood elke keer by my? Geestelike doodheid is 'n gevaarlike doodheid. Ons kan sit, dan dans ons koordans maar nie, saam met hulle wat ons bewerkstellig. Dan
dans ons koordans, saam met hulle wat my oppas. Dan dans ek koordans, Bishop, saam met hulle wat my in die rug gesteek het. Maar hier die woord van die Here, hy sê, daarom, en woord van lig, die lig het gekom, die deurbrand. Hoe staan die zaak? Hoe staan die zaak? Terwijl hy gevraagd het dood, waar is jou anger? Hy hou met die Here nie. Hy is die Here. Die woord van die Here sê hy sit aan die regterhand van sy Vader. Maar hier dag hy die dood uit. Hy gaan tot in die doodryk. Kyk wat doen die Here man. Hy gaan tot in die doodryk. So vanaand dat ek sê Here, my omstandighede. Dan kom die Here tot in my omstandighede. Dan sê staan op en word verlig. Jou lig het gekom. Jou deurbraak is hier. Dood. Waar is jou anger? Maar hier is die woord van vanaand. Wagter, kom met my pad uit. Ek wil opstaan. Daar is wagters wat aangestel is. Elke morgen, as die Here deurkom, dan hardloop hy, dan sê hy my sis, die Here het weer deurgekom vir David. En hardloop hy, dat hy het gesien, die Here het deurgekom. Hy man, die Here werk. Die Here het niemand sy toestemming nodig om te sien. Die Here sy toestemming nodig om te breek. Dis die Here wat ek kan bid. Dis die Here wat ek kan bid. Dis 'n lewende God. Hy het opgestaan op die 3de dag. En hier sit ek dan nou, David, in my skuld. Daar is geen las wat hy nie kan dra nie. Daar is geen vriend soos Jesus. Vra my, ek weet hoe dat voel, toe die dood my fisies breek, ek weet. Maar die woord van die Here sê, kyk jou mylpaal, as jy nou hier moet kom omdraai. Kyk alles aan Warrington gemaak. Kyk alles gedoen om vriende te leer te stel. Maar ek moet jou sê vanavond, staan op uit jou vriende kring. En die dood breek my. Ek begrawe my seun. En hier gebeur iets. My pa sê, jou eerste, gee
dan sy toekoms in u hande. U dan sy lewe in u hande. En tyd gaan verby, jy tree in die huwelik. Dinge probeer weer opkom. Is nog nie daar waar ek het wil hê nie. Maar ek wil weer opkom. Ek gaan weer terug werk toe. En ek kom weer op. Dis alright met my. Ek is getrouwd. Ek het my eie huis. Ek het my eie inkomste. Dis stamsap. Maar weet jy wat het is? As jy sien iemand lê en jy kan hom optel. Weet jy vanaand hoe seer dit is om te sien jou broer sukkel, dan wil jy hom optel. Die priester stap verby, die leviet stap verby, maar daar kom 'n goeie Samaritaan. Oh, Jesus. Wat hom kom ophelp. Die lê vanaand te lank. Omstandighede mag lyk soos hulle lyk. Maar weet jy, wat is dit om op te staan? En toe navorsing gisteraand, ek wonder, wat is dit om op te staan? Navorsing sê dit is letterlik om uit jou bed uit op te staan. Staan een bietjie op, man. Die woord van die Here sê, ek gee aan jou die krag en die mag om ons skorpioene en slange te loop. Maar nou sit jy uit jou omstandighede. Vader, ek het opgestaan. Hulle wat jou opgepas het, sê ek het gehoor, die dood het 'n angel. Sê vyand, ek het gehoor, ek kan opstaan. Hoekom moet ek sterwe? Dan kan ek lewe. Ek alles probeer. Ek vertrou op arm van vlees. Help my toch op. Ek vertrou op vriende. Help my toch op. Ek vertrou Ma se gebed sal my optel. Maar Ma se gebed, as Here beskerm toch my seun. Here beskerm toch my dogter. Vanavond is hy hier. Hy sê staan op. En as hy opstaan vanaand, en as hy opstaan vanaand, die seun kom terug en sê, hy soek nie weer die mooie lewe nie, van die lewe wat hom gedruk tot 'n 90 grade hoek, die lewe wat hom gebreek tot op omstandighede waar hy homself nie wil bevind het nie. Hy sê, Pa, maak my soos een van die huurlinge. Die Pa behou die geloof. Hy roep hulle. Hy sê, kom kyk, my seun het teruggekom. Hy sê, kom kyk, my seun het opgestaan. Hy sê, kom kyk, my been brak, het gekom. Hy roep die bure. Hy sê, kom kyk, my seun is hier. Roep hulle, wat gesê het, die omstandighede, staat so bly. Roep hulle, sê, kom kyk, die Here het opgestaan. Dis nou nuwe generation. Hulle maak
dop te hou. Hulle groet jou openlik. En hulle praat van jou. Dis waar diensleier. Terwyl hy op die kruis hang, is hy Vader, vergewe hulle. En hulle weet nie. Kom nou kerk. Kom nou kerk. Ons is by ons oorwinningsoomblik, man. Hy sê, Vader, vergewe hulle. Wat hulle weet nie, wat hulle doen nie. En hier gebeur iets. Hy het hom gekruisig. Hy hang daar. Voor hy laaste asem. Hy blaas. Hy sê, Here, Here, vergewe hulle. Voor hy jou laaste asem uitblaas, sê Here, vergewe hulle. Wat hulle weet nie, wat hulle doen. Sy moeder smeek. Sy moeder sê, gee aan ons net die liggaam, sodat ons hom kan begrawe. Hulle gee die liggaam. Dood. En hier kom die woord van die Here. Die siel behoort aan hom. Ek het alles probeer, maar die siel behoort aan hom. Hy kom terug na sy disciples toe. Hulle vra, Here, is dit jy? Hy sê, ja, Johannes, dis ek. Hy sê, ek wil voel die wond in sy heup. Hy gee hom sy palmhand. Hy sien die wonde. Hy het jou gestenig. Hy het jou begrawe. Maar wys hulle vanaand dat deur my seer, deur my hartseer, al het my kinders uitgestap, al het my man uitgestap, al het my kostkaste leeg, wys hulle, ek staan in alles. Ek staan. Ek is by die uitnodiging. Vanavond is hy hier. Om te sê, kom ek sien, wil jy staan. Terwyl my omstandighede so voed. Sê, Here, ek dien. Maar hoe staan ek? Staan ek omdat die mens my hou? Of staan ek omdat hulle my opgetel het? Here, hoe staan ek vandag? Here, ek is jonk. Maar hoe sal ek opstaan? Die woord van die Here sê, koning, jy is geweeg, maar jy is lig bevind. Hier is iemand in die plek, wat vanavond moet sy probleme, jy is geweeg, maar jy is lig bevind. Ek staan op vanavond, en ek sê, Here, deur alles, ek staan. Deur my hartseer, ek staan. Vader, ek staan. Omstandighede, ek staan. Wie is die eerste persoon wat sê, David, bid saam met my. Ek wil staan. Omdat ek weet my toekoms is in die hande van die Heer. Hier is 'n geleentheid om te sê, David, bid saam met my. My kostkaste is leeg. My finansiële probleme word gebespreek by die Chapin. Maar David, ek wil staan. Deur alles, ek staan. Kom, skryf so aanbiddingslied. Hier is die geleentheid. Kyk so 'n bietjie in jou eie lewe. En vra jouself,
Here, is dit die mens wat my hou, dat ek moet staan vanavond. Here, wie hou my, dat ek staande is vanavond. Here, wie is hy, wat my staande hou. Ja, omstandighede as wat het is, maar Here, wie hou my? Is die geleentheid om te kom? Is die geleentheid vir iemand om te kom? Moeder, vader, hier is 'n jong man wat zeer gekry het in die dood, maar hy staan in alles. Hy staan. Hier is jou deurbraak. Hier is jou oorwinning vanavond. Bly staan. Here, laat my gebreek, maar ek wil staan vanavond. Hier is jou geleentheid. Hier is jou deurbraak. Vat geloof vanavond. En sê, Here, ek kom. Lang genoeg het ek vertrou op die arm van vlees, maar ek wil staan. Vat geloof vanavond. Ek staan uit vir my broer. Ek staan uit vir my suster. Here, hou hulle, dat hulle staande is. Kom vanavond. Kom vanavond. Kom vanavond, man. Die Here ken jou hartse smeken. Die Here ken jou hartse probleme. Hey, man. Hy het jou gebreek. Hy het jou gedra. Daarom staan jy vanavond. Kom vanavond. Kom vanavond. Sit die derde persoon. Wat hy Here ek wil staan. Wie die vierde persoon. Omdat hy Here ek wil staan. En daar vijfde persoon. Wat hy Here ek wil staan. En alles, lieve Here, wil ek staan vanavond. Hier is jou geleentheid nou. Hier is nog plek, geliefdes. Jy hoef nie vanavond vir jouself te kom staan nie. Maar dat jy vanavond aanstaan vir 'n vriend, vir 'n suster, vir jou broer. As jy wil vanavond aanstaan
dan vir jou familie by die huis. Geliefdes, kom ons bly bidend. Kom ons bly bidend. Kom ons steek ons hande na voor. Kom ons steek ons hande na voor en ons bly bidend in hierdie plek. Dankie, liewe Here.
Gelindes ek is nou hier by 'n ander diens. Halleluja. Prys die Here Jesus.
En Dene se naam is vat die sak en skud hom uit. Halleluja. Prys die Here Jesus. Ongelukkig het die diensleier nog nie cash, prys die Here. En het net 'n kaart hier aan sal op transfer, prys die Here. Halleluja. Glory to Jesus. Kom ons maak hom gou so. Dan bring ons die Here se geld. As nie ons se geld is, die Here se geld. Halleluja. Kom ons bring hom gou. Oh nee, oh nee, oh nee.
malam. Yes. Como boleh ada di pihak lintas. Nasa fasa putih. Como boleh ada di pihak kanan. Tahanan tapos sampai. Como boleh ada sa diyan. Hallelujah. 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 O façam butis. O façam butis. Façam butis. Praise the Lord. Harus nak care bro. Kailangan ko sa apin doon